luisteraars. Ons gesels elke keer met wonderlike kreatiewe mense uit die kreatiewe industrie uit. Maar ja, ons hoor net ook eers hoe gaan dit met mekaar en Marisa, waarmee is jy besig? Ag, die lewe, besig met die lewe. Ek is besig met 'n lot handboeke wat ja, voedkundige handboeke wat my nogal redelik besig hou en my naels kort hou. Ja, Met nogal redelike rowwe deadlines en ja, dis eintlik maar dit vir nou. Verder eet, slaap en ja, alles net Eet, slaap, handboeke. stap. Eet, slaap, Okay. stap, handboeke nou. Ja, en jy? Ek weet, Marisa, vir die ouens wat luister, Marisa en Zoe, haar dogter, is besig met opvoedkundige handboek illustrasies. Dit is my is fantasties dat Zoe ook as 'n tiener en dis ook alles wat gebeur. En Webster, Met 'n klomp wat en hulle het baie strawwe tydlyne om vir die mense ook 'n bietjie te verduidelik hoe straf is dit? Ja, om dit in konteks te sit, die hoe dit gewoonlik werk is, hoe dit in my vorige ondervindings gewerk het met boeke is, ek het 1 boek in 3 maande gedoen. Ja. Okay, hy het nou wel meer bladsye gehad, Ja. maar nou doen ek 4 boeke in 4 weke. Okay. Ja, so dis eintlik 'n boek 'n week Ja, dis baie straf. en ja, dit is nogal rof. So, Ja. maar ag, we'll survive. Dit is Ja. deel van dit. Ek dink dit leer my ook om vinniger te werk. Ja. Zoe werk baie vinniger as wat ek Ja, doen. dis So sy is ook voor my. Ja. Sy baie goed vir mense selfbeeld nie. Maar ja, en jy, wat doen jy? Want ek weet jy het nou net 'n 100% uitverkoopte uitstalling aftrede. Ja, dit is vir my, ek is baie dankbaar daaroor. Dit is 'n uitstalling wat nog steeds aan is in Pretoria. Hy eindig, ek dink oor 2 dae, of hierdie naweek is hy amper klaar. Jy het niks meer om te verkoop nie. Ek het niks meer om te verkoop nie, dit is rarig. Ja, so dit is nie ek het, dink 35, 37 werke gehad, so dis nie 'n baie groot Dis baie. uitstalling nie, maar ja, wat ek ook besef het hierdie keer, ek het elke jaar hierdie tyd 'n kunsuitstalling aan mekaar gesit, gecurate in die groter saal, wat baie tyd vat en 'n uitdaging is, maar ek het baie geleer daaruit. En hierdie keer was dit net so maklik. Ek dink ons het 20 minute gehang aan die werke. Ons het dit eintlik uitgehang om uit te pak en toe dink ons, ag nee, wat hierdie lyk baie mooi, kom ons los dit so net so. En so toe het ek 2 dae eintlik gehad om allerhande ander administratiewe goeders af te handel. Waar ek gewoonlik dan eers die tweede dag begin hang, want dit my 1 hele dag vat om alles uit te pak. So en dan En jy hoef met niemand anders se werk te sukkel en nee. So 'n groot uitdaging van uitstalling curate is jy het geen idee wat daar aankom nie, jy het nie beheer oor wat die mense stuur nie, jy weet nie of gaan dit genoeg wees nie, wat is die kwaliteit nie, gaan hulle tevrede wees met hoe jy gehang het nie, gaan hulle tevrede wees met hulle verkope nie, want 45% is 'n groot kommissie wat jy afstaan, so jou verwagtings, mense verwagting is nogal baie groot. Maar hierdie was vir my regtig makliker. Ek sal dit definitief weer so doen. Dit is en dit het eintlik minder emosionele tyd vat om dit te doen. So dit is klaar. Ek het bietjie goeders bestellings wat uit dit uitgeloop het, goed wat ek ook weer terug wil stuur galery toe. Van navraag en verder moet ek met commission werk môre begin, wat ek nou agtergelaat het, wat moet gebeur. So ek het nog 3 stukke voor die einde van die jaar wat moet klaar wees. Ja, maar dis goed. Dit is goed om te weet wat jy moet doen en wat vir jou wag en tyd ek in uitsit daaroor. Ja, dit is dit. Ja, so het ons ook tyd uitgesit om vanoggend bietjie met Isabel Lotter te gesels. So ons ja, dit is elke keer vir my so 'n voorreg om net van vooraf te besef die kringe waarna mens beweeg, want jy kan elke keer iemand nuuts
roep uit jou verlede of iemand waarmee jy te doen gehad het. Of jy nou persoonlik met hulle te doen gehad het en of jy weet van hulle en of ons net iewers 'n kontak met hulle het. Dit is eintlik ongelooflik. Dit loop dit is regtig 'n voorreg. En Isabel het lank terug oor my pad gekom en ek is baie dankbaar gewees vir haar want sy het my 2 keer gedres vir boeklaunches wat ons gehad het in die Kaap, wat ek nie 'n idee gehad het wat sy ooit aantrek nie. En ek kon letterlik, ek dink ek sal die foto's deel ook, ek kon letterlik die Cinderella in haar werkswinkel instap en pick and choose wat ek wil aantrek. En dit was regtig soos 'n Cinderella oomblik vir my gewees. Haar klere is gemaklik, mooi, funksioneel, en nie enige, en nie iets wat ek al ooit op 'n ander plek gesien het nie. Ek het wel al baie mense gesien wat probeer het om dit te naal. Maar ek het nog nie oorspronklike klere gesien soos haar nie. En sy is vir jare deel gewees van Fashion Week. Sy het 'n paar designers wat in haar werkswinkel gewerk het ook en dan baie mense wat sy werkverskaffer vir was. Ek was 'n paar keer daar gewees en sy het van haar industriële naaldwerkmasjiene gehad het so rye gestaan het. Dit was baie impressive gewees. Ek was elke keer beïndruk gewees en en sy is net en sy is toeganklik en net 'n mooi mens. Dit is 'n lekker geselskap. So ons gaan nou met haar gesels. Dankie dat jy oor ons pad gebring het. Dit gaan baie lekker wees. Geniet dit. Geniet haar gesprek. Ons gaan sommer wegval, ek gaan sommer wegval om met jou te gesels oor jou loopbaan en jou paadjie en wat jou geïnspireer het om 'n loopbaan in modeontwerp te volg en net jou hele paadjie tot waar jy is. Wat het jou dit laat besluit? Was dit 'n krompelpad, reguit pad? Wel, ek het nog altyd 'n liefde gehad vir klere maak. My ouma het my geleer klere maak toe ek wat 7, 8 jaar oud was. Ek begin werk op 'n naaimasjien en ek het nog altyd die sens om iets te create is so fantasties en so fulfilling, maar dan om iets te create wat functional is, wat jy kan dra, wat jy kan mense sien dra, is nog lekkerder vir my. So ek het geswat by Tuks vir 'n jaar en ek by Lysof begin en het ek internships gedoen en my eie label begin in 2004. En van toe af het ek gegroei. Ek het meer gefokus op die produksiekant as die verkoopkant. So ek het my eie in-house fabriek gehad. Op 'n stadium en op die meeste was omtrent 8, 10 mense wat daar employed was. En toe het ek later my eie winkels begin, of nie my eie winkels nie, maar soort van ek was die head designer en dan was daar ander designers, soort van designer direct to public sales gedoen het by Fabricate Studio Boutique en daar was 3 takke gewees in Johannesburg en in Fourways en dan Kailami.
So ja, dit is 'n vinnige opsomming daarvan en tussendeur het ek nog 10 jaar se SA Fashion Week gedoen. Ja, Al okay. die shows gedoen. Ek het op 'n stadium oor die 40 winkels verskaf in Suid-Afrika en ook internasionaal. So ja, ek meen dit was 'n Incredible. fantastic journey gewees. Ja, en ek dink wat vir my so ongelooflik is dat jy so humble is. Vreeslik beskeie. En ja, en ek dink net ja, jy ja, soos ek nou al gesê het, jy's 'n vreeslike groot inspirasie. Ek het hoe ek en sy ontmoet het is ek weet nie of jy vir Agatha van 4D. Ja, so Agatha van 4D het van die eerste keer dat ek al ingestap het, het Agatha vir my gesê, "O, jy moet Isabel kontak, jy moet." En ek kyk maar wat gaan ek met 'n fashion designer? Wat gaan ek sê? "Hallo Isabel, hoe gaan dit?" Ja. En op daai stadium was dit net toe ek my eerste kinderboek geïllustreer het en ek die dilemma gehad het van wat trek ek aan na 'n boeklaunch toe. En dit is ja, en toe kom daai woorde van Agatha weer my kop op. Jy moet Isabel, en toe ging ek gaan Isabel. En ek kan nie onthou of jy in 4D was en of ek nou maar net Ja, ek het verskaf aan 4D. ja, want, en ek Wow. dink dis die einste dag dat ek my Ja. eerste uitrusting van jou gekoop het. En ek kon dit eintlik glad nie bekostig nie. Maar omdat ek kunswerk gehad het by 4D, het Agatha dit van my verkope afgetrek. En hy hang nou nog in my kans. En ek dra hom gereeld en ek is verskriklik lief vir my rokkie en ek kry altyd die grootste komplimente en dan kan ek sê, kyk, ja, hier's 'n labeltjie, hier binne. As jy wil sien, ek dink dis Sis Isabel. Wat is hierdie ene? En ja, so jou klere is so gemaklik. Oh my goodness, dit voel soos pyjamas, maar dit lyk nie soos pyjamas nie. Ja, dit is deel van my design philosophy. Ja. So kan jy ons deur jou kreatiewe nou dat ek sê jou klere is so gemaklik. Vat ons bietjie deur jou kreatiewe proses van jou idee tot jou konsep en tot jou finale produk. Ja, ek gaan op design school dan leer jy moet eers jou design sketchy maak en dan moet jy jou technical drawing en dan moet jy die paadjie volg vir my. Ek weet jy doen dit nie. En ook ek gaan labwinkel toe en dan wat gaan jy maak? Ek weet nie. Ek het die lab gevind en my sê wat sy wil wees. Okay. So ek speel vis daarmee, ek drapeer goed op 'n dummy op 'n mannequin. Ja. En dan volg ek wat die lab wil word. Ek het 'n paar videoetjies op Instagram as jy wil gaan kyk. Maar soms is dit 'n silhouet, soms is dit 'n gevoel, soms is dit iets wat ek wil capture in daai oomblik. Okay. So dit veral recently het dit meer soort van 'n meer 'n kunstige ding geword as 'n praktiese ding. Vroeër was my klere baie van ek ek het 'n derde rokkie nodig vir hierdie collection en hy moet kind of hierdie silhouet wees en dan maak ek iets wat daai prentjie. Was dit nou ek's vryer, ek's meer oor wat ek nodig het in daai oomblik ook. Okay. Want ons Nederland toe getrek het klere hierso is baie meer prakties. Dit moet jy moet op die fiets, jy moet dan stap, jy moet op die bus. Hier is 'n groot ding, dit reën lekker hierso vandag. So my approach in klere het ook verander in daai aspek van wat mense nodig het, klere wat ek self nodig het. So dis 'n kreatiewe uiting, maar dit moet nog steeds prakties en draagbaar wees. Ja, en verkoopbaar, ja. Ja, ek fokus ek bietjie minder op die verkoopbaar. Ek ontwerp myself en as mense dit wil hê, dan sal ek vir hulle een maak. Ja. Ek dink dis hoekom dit werk. Ja. Moes dit meer sellable wees. Dis dieselfde as jy 'n skildery maak. As jy dit maak om teen jou eie muur op te hang en jy weet jy gaan daarvan hou teen daai muur, dan weet ek dit sal verkoop. Dit is nou maar net soos jy wat 'n uitrusting maak vir jouself, Ja, ek dink dis ook wat jy begin klere maak om te verkoop, verloor jy iets van jou siel, vind ek. definitief. Ja. Maar ek dink dit is maar 'n uitdaging rondom ek moet geld inkry, ek moet dit so daai dit hang af van waar mens trek. Iets wat jy geld uitmaak
is dit 'n moeilike ding of nie jou hobby nie jou liefde? Ja, Ja, exactly, ja, ja. dit is dit. Ek was by 'n aand gewees wat ook ek is 'n georganiseer het waar jy gestaan het en die hele uitrusting gemaak het voor 'n gehoor van mense. Dit was vir my so inspiring geweest. Dit was baie mooi geweest ook. En 'n heerlike aand. Dit was eintlik 'n baie oulike konsep geweest met die modelle wat van jou klere Maar dit is Ja. dit. Dit was baie oulik geweest. 'n Sushi aand geweest. En dan so ons het nou so 'n bietjie daarin beweeg. So jy het nou so effens gepraat oor dat die omgewing definitief 'n invloed het oor die styl, maar wat sal jy oor die algemeen as jy in 'n portion in jou styl moet vasvang, hoe sal jy dit beskryf? My styl is nog altyd gecentreerd om die vroulike liggaam. Kind of celebrating your body, nie om hom weg te steek nie, maar om hom veilig te laat voel. Embracing your femininity. So ek is baie conscious van die vroulike liggaam as ek ontwerp. Dis nie te sê ek doen form-fitted stuff nie, maar dis kind of emphasizing it, enveloping it, tuning it. Iets wat jy kan dra wat jou laat veilig voel in vandag se wêreld. So die waarheid. Maar nie wegkruip nie. Wat sê jy? Ek sê dis so die waarheid. Jou klere laat dit's regtig die gevoel wat 'n mens kry as jy dit aan het. Ek het nog nooit dit kon vasvang in woorde nie, maar dit is presies wat dit is. Exactly. Veilig en gemaklik. En dan die tipes materiale wat jy spesifiek, as jy random, is neig jy na 'n meer natuurlike of floral of plain of wat is dit? Hoe? Ja, op die oomblik sien ek heeltemal meer natuurlike. Soms is daar hier en daar 'n polyester wat insneek, maar ek probeer dit so min as moontlik te hou. Okay. Ja, katoene, linnen, viskose, die tipe lappe is my favourite om te werk. Okay. En dan ja, dit hang af van die dag van die week of dit 'n print of 'n plain is en of Okay. solank as dit met my praat en wat dit lekker voel. Ek weet nie, ek kan nie online vir lap shop nie. Jy moet dit kan voel en Ja. Ek kom my oë toe en voel net dinge. Wat 'n gevaarlike proses is. Ja. En nou dat jy in 'n ander land is, sukkel jy om iets te kry wat dieselfde was as in Suid-Afrika of voel jy dit is beter en meer of hoe sal jy dit vergelyk? Die verskeidenheid is groter hierso. Dis obviously duurder. Ek betaal in euros en ek het ook voorheen wholesale gekoop en nou koop ek retail want ek koop kleiner hoeveelhede, so dan word die prys opgedubbel. Ja. Dit's 'n bietjie van 'n aanpassing in die begin. Ja. Ja, ek het lekker plek gekry. Ek het nou 'n plek gekry wat dead stock fabrics verkoop wat ek verder wil investigate. Wat ook 'n nice konsep is om mee te werk, want jy goeie kwaliteit lap wat andersins nie sou gebruik word nie. Okay. Ja. Dis die extras van die design houses, so dis nie lap wat jare al iewers lê nie. Dis nog current gebruikbaar. Okay. Wow. En dan jy het nou vroeër het jy gesê jy sou ontwerp en dan sien jy okay, ek kort nou nog 2 uitrustings in 'n reeks. Doen jy nog steeds kleiner reekse of is dit letterlik een van die en dan van daai of partykeer nog reekse want ek wat jy het 'n shop front nog, nê? Nee. Ja, ek het 'n shop front hier agter my. Ja, ek het sien of ons gaan nou 'n bietjie na jou studio 'n bietjie kyk. Ja, op die oomblik fokus ek nie so seer op retail nie. Ek doen naailesse, so ek gee naaldwerklesse aan kinders, aan ouer mense in die oggend. En dan nou en dan doen ek lekker pop-up event en ek nooi mense en dan word dit heeltemal omskep in 'n winkel. Okay. So vir my is dit op die oomblik my passie is om my liefde vir creating en vir maak en vir ontwerp en vir patrone en vir dan naaldwerk ook te deel met ander mense. So daaroor voel. En jou dogtertjie sien ek op Instagram is in haar ma se voetspore. Dis te oulik om dit te sien, dis baie cute. Ek kan nie glo sy is al so groot nie, dis amazing. Maar ja, ek sien dat sy het ook 'n flair daarvoor. Sy het 'n liefde daarvoor. Dis wonderlik. Ek kan nurture is lekker, maar sy het ook 'n liefde vir verf en dan verf sy is maar hier buite of toe ouma kom kuier het laas maand. So ja, ek vind dit is belangrik om enige kreatiewe sparks in kinders wakker te maak en aan te moedig.
wat Ja. ook al rigting dit nou sal vat. Ja. Ja. So vertel vir ons bietjie, jy sê nou vir ons jy het kinders en Ja. jy is 'n baie suksesvolle besigheidsvrou. Hoe juggle jy dit alles? Hoe lyk 'n tipiese roetine van jou dag? Hoe begin jy dag? Ja, routine is 'n moeilike woord. Ja. Ja, ek meen ek het 'n bietjie routine want ek het set klasse op 'n Woensdag is my dag heeldag teaching, donderdagoggende ook en dan Vrydag ook. Maar die res van die tyd is dit redelik oop. So ek meen ek het tye wat ek kinders moet kry en wat hulle aktiwiteite het. Maar dis ja, ek's nie heeltemal goed met routine nie. Maar ek vind die dae wat ek by ja, ek kry dit. Ek sê niks, ek sê Presies wat die moeiliker daar om actually produk uit te kry. Maar ek het ook gevind partymal gaan ek heeltemal in 'n rabbit hole in en dan vir 3 dae kry jy my nie uit my studio nie. Ja. Ek vind dit is belangrik om te luister vir daai beste, want dis van die magic gebeur as jy besluit elke Dinsdagoggend moet ek 'n rokkie maak, gaan nou niks magical gebeur nie. Ja. Ek stem so saam met jou. Ek dink jy is die eerste kunstenaar wat ons het wat actually iets sê wat ek mee kan resonate, want almal het altyd nee, ek staan op en ek het 'n redelike vaste roetine. Dan dink ek net ek is so bly vir jou, maar dit werk nie vir my nie. Ek is so bly jy kan net eerlik sê jy het nie 'n roetine nie. Yay, daar's hoop vir my. Nou is jou studio by jou huis? Moet jy van jou huis af weggaan? Okay, dit help. Ja, nee, my kinders se slaapkamers is hier bo my kop. Dis My sitkamer is bo. So is naby. Dit laat my dink aan daai tipiese New York, weet 'n winkeltjie onder by die apartment bo Europa in New York kind of. Dit is Jy is baie gelukkig om dit te gekry het, want dit is ook mos maar Ja, dit is spaars ding. ook oop gewees en hy was vir lank in die mark gewees want die huis het nie sy eie ingang nie. So jy moet iemand kry wat en hierdie is geregistreerde besigheidsruimte, so jy kan nie hier 'n slaapkamer maak nie. Ja. So moes iemand wees wat 'n besigheid wil hê en dan woon voor die winkel. Perfek gewees. Ja. En hoe moeilik was dit vir jou gewees om in 'n ander land 'n besigheid oop te maak? Ja. Het jy Europese paspoort? Ja. Ja, ek het nie Europese paspoort nie. Ons gaan hopelik binnekort begin met daai proses. Okay. So, om 'n besigheid oop te maak in Nederland is baie maklik. Dit was ook een van die redes. Hierso is dit baie hier vir klein entrepreneurs, vir besighede. So daar is maniere om dit te doen. Oop te maak is maklik. Die hele proses is redelik eenvoudig geweest. En daar is ondersteuning as jy wil hê, as jy weet waar om te vra. Dis 'n maklike land om in te probeer geld maak. Dit is wonderlik. En dan julle weet ons almal weet met 'n kreatiewe besigheid dan nie net kreatiewe besigheid nie, maar veral en iets dis soos al 'n bietjie is 'n luxury produk. Wat is jou grootste uitdagings as 'n modeontwerper van die mode-industrie? En hoe oorkom jy dit? Ek hoop ons kan hierdie direkte voor. Ag, terug. Wat hierso, die price points waarvoor ek verkoop in Suid-Afrika word hierso gesien as like low budget klere. Okay. So dit is weird om nou skielik te dink, my klere is actually aan die goedkoper kant van die scale. Nou is meer die moeilikhede wat ek face is om 'n styl te vind wat ek gaan weer dink ek affekteer die internet. So dit is maar 'n kombinasie van jou price point vind, jou mark vind en dit is trial and error, dit is research, dit is mense vra. Dis hoekom ek nogal geniet het om 'n studio te hê wat produksie doen en dan 'n retail space waar ek my designers aangemoedig het om aktiwiteit in die winkel te spandeer, met klante te gesels. Wat vind jy van my produk? Vind jy dis te duur? Vind jy dis te kort? Vind jy die lap mooi? En daai feedback actually terug te vat studio toe en verder te werk daarmee. En dis nie te sê noodwendig iets te maak presies soos wat die kliënt
wil of nie wil hê nie. Maar jy moet feedback kan terugvat in jou kreatiewe proses as jy hierdie besigheid. Ja. Hoorie, voordat ons verder gaan, wil ek gaan vir ouens wat dalk wil stop en eers na jou klere te gaan kyk, want ons wou dit nou al vra toe raak ons aan die gesels. So waar kan hulle na jou Instagram of waar kan hulle gou gaan kyk, hoe lyk jou goeders en dan kan ons verder gesels. My Instagram profile is atelier en dan 2 underscores Isabel. Ja, En my website is ook atelier Isabel of cisisabel.com. Isabel. Ja. En die Ja, atelier, hoe spel jy alles? Atelier. Atelier, ja. Atelier. ATELIER double underscore Isabel. ISABELLE. Dis hy. Baie dankie. Goed, Ja. goed. En dan ja, Wat is die huidige tendens in die modewêreld wat jy of jy aanklank vind en probeer inkorporeer in jou? Ek dink my grootste ding op die oomblik wat ek geniet is die beweging na sustainable fashion. Dat mense is meer bewus van die maakproses, van die lappe wat gebruik word. Dat dit ethically produced is, dat die mense wat dit maak actually betaal word daarvoor. Ja. En ook 'n groot soort van surge in tweedehandse klere en vintage klere. Ja. En ek dink deel van my sewing groep is ook om staf te repareer, om staf te herwerk, om klere wat hulle vind het nou 'n bietjie aan te pas vir hulle eie liggaam. Ja. So fashion kan so 'n wasteful industrie wees wat Ja. jy wil nie geassosieer word met iemand met iets wat so kan pollute en soveel skade kan doen nie. Maar tog om dit te verander in iets wat goed is, iets wat kan groei, mense te help om klere te maak wat hulle vir 20 jaar kan dra. Ja. Dit Dit is is 'n klassieke tipe. ja, daar Ja. voel ek kan deel wees van. Okay. Ja, dit is nogal groot. Jy gee wat is jou teikenmark vir jou ideale persoon? Waar fokus jy? Het jy 'n niche mark? Is dit soort van om almal te probeer vir ietsie vir almal te ontwerp of het jy min of meer 'n fokus vir die klere en dan ook wat is die ouderdomsgroepe vir wie jy naaldwerk gee min of meer? Wie kom jy agter is die ou wat dit kom doen? Ja, vir my klere het ek gevind mense soos ek. Dit is weird om dit so te sê. Ja. Maar essentially maak ek vir myself klere en dan mense wat aanklank vind daarbey of aanklank vind wat ek nie goed by die weg kom, vind ek ook van my klere. So dit is 'n dink dis ook hoe dit voel, hoe dit jou laat voel, 'n soort gelyke mindset. Okay. So ja, ek meen ek het 'n redelike wye teikengroep actually as ek terugdink aan mense wie ek al gedress het en wie my klere gekoop het. Dis redelik wyd vroumense, meestal 30 plus dink ek. Okay. Ja, wel 20s, mid-20s kan ook. Jonger weet ek nog nie heeltemal uitgefigure nie, heeltemal ander mark. Ja. En ja, mense wat soms nie heeltemal gelukkig is in hulle liggame nie of wat nie klere vind in elke dag se winkels wat hulle laat goed voel nie. Dit is so weird om as 'n vrou te gaan shop en dan het jy 'n idee in jou kop en jy weet hoe klere jou kan laat voel en dan trek jy iets anders aan en dan laat dit jou anders te voel oor jouself. Oor jouself. En ek wil die beste daaraan uitbring. Dit was vir my die grootste reward geweest as ek in my winkel is en ek sien iemand iets ongemaklik aanpas en dan skielik vir my rokkies aanpas en dan skielik blom sy. Ja. Dit is my teikengroep, die persoon wat ek kan laat blom. Ja. So 'n bietjie ouer, ek sê nou ouer, Ja, mid-range. mature en hoe hulle aantrek in elk geval. Ja. Ek het ook al jonger mense gedress wat bietjie meer mature dress, bietjie meer responsibly dink daaroor. Ja. So of consciously dink. Naaldwerkklasse, wie's min of meer Die jou werk? naaldwerkklasse, ja, dit het al per ongeluk gebeur, soort van met die treks hiernatoe, die immigreerstories en
mense ontmoet, het ek begin soort van workshops doen vir kinders en net as 'n manier van mense ontmoet. Maar in Suid-Afrika het ek ook mentorships en daai tipe leerprogramme gedoen. En ek vind dit vreeslik rewarding om al hierdie kennis wat ek nou al opgebou het oor die afgelope 20 jaar te kan deel met iemand en iemand wat entoesiasties is daaroor. Ja. So my naaldwerklesse is redelik wyd. Ek doen kinders op Woensdag, so van 9 jaar af op. My eie dogter is 7 en sy doen dit, maar nie alle 7-jariges kan so lank stil sit nie. So ek raai mamas aan om mooi te dink oor hoe oud en hoe hulle kinders self is. En dan, soggens as die kinders by die skool is, het ek vir enige ouderdom dan, soos mense wat werk, wat 'n oggend hier en daar af het. Ja, so daar is nie regtig beperking op daarop nie. Dis mense, sommige het 'n bietjie van 'n agtergrond in naaldwerk, sommige het al net 'n naaimasjien gekry nou by 'n ouma wat oorlede is of iets en het geen idee waar om te begin nie. So dis actually 'n wye mark, maar ek vind daar's regtig 'n waardering daarvoor op die oomblik. Dit is die gelees op 'n stadium van corona af wat mense weer geïnteresseerd is in sulke handcrafty stuff om self iets te kan maak. Ek moet sê ek vind dit met die homeschool, want ek is nou 'n tuiskoolma en op al die tuiskoolgroepe het al die ma's vra, waar kan my kind leer om naaldwerk te doen? Dis regtig daar's 'n groot aanvraag daarvoor, jy weet. Ja. En almal vra, weet julle waar kan ek 'n tweedehands naaldwerkmasjien koop? Of jy weet, of my kind het, soos wat jy nou sê, my kind het 'n naaldwerkmasjien persent gekry, hoe kan ons begin, jy weet? So ek vind dit ook al hoe meer en al hoe meer mamas wat navraag doen daaroor. En snaaks genoeg, daar is regtig 'n tekort aan dit. Het jy al daaraan gedink om soos 'n aanlyn klas aan te bied vir kursus wat 'n mens kan koop? Jy weet, soos 'n domestika kursus of so ietsies. Ja, vir jonger mense. Vir jonger mense, ja. Totally beginners. Ja, dit is maybe iewers in die toekoms. Ja, ek dink dit is nogal iets om na te kyk, want ek glo daar's regtig 'n behoefte daaraan en daar is nie baie mense wat bekwam is om opleiding te gee daarin, en ek dink as iemand wat, soos jy wat 20 jaar se ondervinding het en reeds met kinders werk, dink ek dit sal 'n goeie kombinasie wees om iets weer daar uit te laat vloei. Ja, dink daaraan. My kinders sal opteken. Ek het nie die geduld nie, want ek wil verskriklik graag my kinders leer naaldwerk. Sy probeer my oorreed. Ek probeer haar oorreed, ja. Sy is deel van die quilt vereniging se Quilters Guild Guide, whatever. So fiber art. Ek sal jou 'n paar nommers stuur van designers in Johannesburg wat jou sal kan uithelp. Ja, maar ons het mos nou getrek. Ek bly baie ver van Johannesburg af, so ja. Waar bly jy nou? Ons het Oos-Vrystaat toe getrek. Platteland. In die middle of nowhere. Ek het die mooiste uitsig oor die berge en hier's net absoluut niks om ons nie. Agter ons is 'n wildsplaas met takbokke van alle dinge. So wow. Magical. Ja, so dis is baie ver van die stad af en dit is heerlik en my kinders ry perd en heel anders. Ja. En dis baie mense wat handwerk doen en baie groepies, hekelgroepies en baie heerlike. Ja. Wow. Ja. So waar is ons nou gewees? Hoe hou jy die balans dan nou tussen jou gesinslewe en jou professionele lewe? Of is dit vir jou 'n goeie plek om dit half te integreer, aangesien jou dogtertjie ook belangstel daarin? Is daar vir jou Nee, dit is baie geïntegreer actually op hierdie stadium, veral nou dat Eliana 'n bietjie ouer is. En ek meen my seun, hy is nou op 13, so hy is op sy fiets uit, independent. Ek hoor so nou en dan van hom as hy honger is. Ek meen dis ook 'n ander tyd. My man help vreeslik met kos maak en daai tipe dinge, goed wat vorige generasies nie gebeur het nie. So ek dink dit is makliker om 'n balans te handhaaf. En ons het ek vind dit help ook dat ek van die huis af werk. Vroeër moes ek by 'n studio wees en dan moet die kind inderdaad, ek meen ek het foto's van my seun toe hy klein was wat onder die cutting table slaap op die rolle lap terwyl ek besig is om bote af te knip en so dit, maar ek meen dis maar
alle aspekte van jou lewe wat bymekaar kom en soms clash dit, soms het jy dinge wat belangrik is op daai tyd en dan fokus jy daarop. Ja. Dus En dan dit is julle, nie vaste antwoord vir daai vraag nie, dink Ja, ek. ja, ons het nou al so 'n bietjie gepraat oor die aanpassing in die mark en jou prys en om uit te vind wie jou mark is en so aan. Maar het julle die verskille aanpassings gehad met tol? Wat is jou uitdagings met die tol? Julle is nou al 4 jaar daar, is dit nog steeds Ja, 'n uitdaging? Hoe vinnig het julle aangepas met dit? Nederlands is maklik om te verstaan as jy eers 'n paar soort van switches in jou brein maak, maar dan om dit te begin praat is bietjie van 'n uitdaging gewees. Hulle het 7 forme vir elke werkwoord, waar Afrikaans net een het. Okay. So dit is fun. Ek het bietjie tyd in retail gewerk, ek het in 'n labwinkel gewerk en as 'n manager in 'n klerewinkel hierso, net om elke dag te kan praat. Okay. So wat nogal nice was, wat ek in my kennis vir lab het my op 'n punt gekry van okay, ek weet waarvan ek praat. Ek kan hierdie of ek kan 'n kledingstuk verkoop. En dan nee, klein conversations, die rokkie lyk mooi, wat soek jy vandag? Daai tipe goed. So net om te oefen is die grootste aanpassing, die grootste challenge geweest met die taal. Maar ek vind Soos jou kinders in 'n skool waar hulle totaal en al dan Nederlands. Ja. Nie 'n internasionale skool nie. Nee. Okay. Ek dink as my seun bietjie ouer was, sou hy internasionale skool gedoen het, want hy sou hoërskool toe gegaan het. Maar hy is nou in 'n baie goeie Nederlandse hoërskool. So en hy doen fyn. Ek meen Nederlands gaan nooit sy beste vak wees nie, maar dan die Afrikaans was ook nie my beste vak gewees. Exactly. En dan wat 'n raad kan jy vir beginner ontwerpers gee? As jy 20 jaar kan teruggaan en vir jouself kan sê, moenie dit doen nie, doen dit. Wat sal jy vir aspirant As jy dit weer kon doen, hoe sou jy dit anders gedoen het? Ja, dis weird nou, want ek is besig om dit oor te doen. Ek is besig om dit anders te doen. Baie nuwe foute te maak, which is fun. Ja. Ek dink die grootste ding is doen internships, doen die work experience, wat ook al jy kan, gaan leer van ander creatives wat in die industrie werk. Ek was lucky genoeg toe ek begin het om 'n fabulous mentor te hê en ek het in 'n fabriek gewerk waar ons production gedoen het vir van die top Suid-Afrikaanse designers, Clive Rundle, Stone Cherry, daai tipe mense. So dan kan jy leer deur wat hulle doen, hoe hulle dinge doen, waar hulle lab koop, hoe hulle probleme approach, hoe hulle funding kry, om daai goed te leer deur 'n ander persoon se experience is altyd goedkoper. En dan kry jy baie meer verskillende oplossings vir dieselfde probleem. Dit is maar 'n set hoeveelheid dinge waar 'n kreatiewe besigheidsondernemer mee moet deel. Okay. Sal jy sê dat jou reëls van Suid-Afrika toepaslik is in Nederland? Of moes jy heeltemal 'n game change ondergaan? Dis makliker hier. Okay. Suid-Afrika is 'n moeilike land, soos wat jy gesê het, dis 'n luxury good wat jy verkoop. Dis nie iets wat of jy nou 'n fabulous rokkie verkoop of 'n beautiful painting, dis nie iets wat iemand nodig het nie. So dan om dit te bemark, om mense te kry tot op die punt wat hulle dit actually vir jou geld gee daarvoor, is 'n groot struggle. Was in Europa in general is daar baie meer disposable income. Mense het meer value vir kuns. Daar is nou al soveel history met die kultuur, met mense besef hierdie rokkie is handmade, hulle weet hoeveel moeite daarin is, hoeveel tyd daarin is, hulle value jou tyd as 'n creator. Okay, ja. Dis jy dokter se tyd sal value. Daar's nie disparity daar nie. So ja, ek vind baie van die goed om 'n besigheid te run, om organies te groei, liewer as groot investments te kry en jouself onder druk te sit. Sulke tipe goed kan ek oorbring. Maar ja, dis baie meer relaxed hierso in daai opsig van dis nie. Dit maak 'n groot verskil. Ja. Het julle daar ook jy weet dit is nou seker 'n dom vraag, maar met julle is in 'n kleiner stad of julle is nie in die stad nie. Ek was al in Amsterdam, maar ek kan nie regtig onthou of ek
regtig so opgelet het nie, maar hier is 'n groot ding omdat jy so groot kompetisie het met fast fashion, weet om te sê wat maar ek kan 'n ding gaan koop in wat dit is baie frustrerend, maar in elk geval in Mr Price kan ek 'n rok koop wat goedkoper kos as die lap wat ek by die lapwinkel kan koop. Absoluut. En dit is 'n groot krisis want ek gaan sommer gou 'n rok koop want is R180 en hier is die lap R180 per meter. Is daar ook maar 'n algemene groter in die groter prentjie fast fashion kompetisie en jy dan 'n klein mark of is dit 'n groter gevoel van ek gaan liewers nie fast fashion. Ek het liewers minder klere en is bietjie duurder of jy weet is om elke hoek en draai 'n fast fashion winkel. Daar's definitief 'n beweging weg van fast fashion af. Ek meen daar is nog 'n hele groep mense wat by Shein koop en met Zara. Ja. Maar ek vind mense my ouderdomsgroep en wat bietjie meer respek het van okay, wag nee, ek het nie 500 rokkies nodig nie. Ek is bereid om te invest in 'n kledingstuk. En dis waar die naaldwerklesse goed inkom van okay, ek wil iets en ek wil hierdie lap en ek wil presies hierdie ding hê wat ek nou al 'n gat in my wardrobe het vir die afgelope 5 jaar en ek wil dit nou vul. Okay. En dan maak hulle iets met 'n spesifieke doel en dan besef hulle ook die waarde daaraan en ek meen dit kos hulle op die einde van die dag heel wat meer want dan betaal hulle vir die lap en dan nog vir die naaldwerkles. Maar hulle het daai kennis. So en hulle het die kledingstuk en hulle het iets presies wat hulle wil hê. So daar is definitief 'n beweging by my target market vir tailor-made, vir handcrafted kledingstukke. Dis exciting. Dis regtig exciting want ek dink ons het in vandag se day and age het ons soveel tyd en masjiene wat mense nie voorheen gehad het nie en materiaal wat ook nog nooit op ons beskikking was nie. En ja, so en ek dink dit is regtig eintlik 'n opwindende tydperk om in te gaan. As mens regtig sien hoeveel kinders en mense belangstel daarin om weer te leer om dit te doen. Ek dink daar was regtig 'n dip gewees in dit. Groot dip. Daar's 'n gap. Ek meen ek dink ons generasie half is daai gap. My maale en my ouma het nog baie klere gemaak. Ja, ek het groot geword met klere. Ja, en my ma het altyd vir my gesê as ons in 'n winkel instap en sê "Oh, kyk net 'n bietjie hoe hulle ons gaan vir jou dieselfde maak by die ou." Ja, nee, maar ons kan hom maak. Ek was so gefrustreerd geweest en sê ek, "Dis hier, kan ons hom nie net koop nie." Ja. So ja, my ma en ek dink ek het met daai mindset groot geword van nee, maar ons kan hom maak. Ek gaan hom nie maak nie. Ook uit 'n kreatiewe familie uit waar dinge baie gemaak was en my ouma het vir my vreeslike rokkies gemaak. Maar tog ek was ook heeltemal aangesluk in daai consumer mindset van koop. Dis available, dis goedkoop, hoekom sal ek nou? Ja. Maar ek dink dit was deel van 'n tydperk gewees en dis lekker om te weet te sien hy swaai terug aan die ander kant toe. Dit is mos maar hoe fashion werk. Ja. En vir my wat ek vir my man altyd sê, ons het al by jou deur aangeklop met een van sy hardloop-rugsakke en Tanisha het ons nog so gehelp om sy rugsak te pimp. Want hy het 'n sakkie nodig wat hier 'n botteltjie moet vat. En wat ek altyd met hom bespreek oor tegnologie is, want ek kan nie oor rekenaars, want hy is vreeslik mal hoe rekenaars se tegnologie vooruitgaan en dit is net mind-blowing. Die tegnologie wat in materiale ingaan. Ek dink nie ons besef hoe ongelooflik daai tegnologie is. Dit word ligter, meer waterdig, baie meer plastic en baie meer poisonous vir ons liggame. Maar ek dink ek dink jy praat meestal van die sport, like daai tipe engineered stoffe, maar op dieselfde front is daar ook meer sustainable, meer eco-friendly, wat minder water vat. Daar's 'n universiteit hierso in Wageningen wat 'n hele plaas het waar hulle katoen en flax groei om linne te maak, wat hulle teruggaan na die oeroue prosesse en dit train meer om makliker te word, om meer economical te word ook. Obviously is dit nou nog steeds duur om 'n plot grond in Nederland te koop om flax te groei.
Ja. Maar daar is dieselfde tegnologiese developments wat aangepas word, wat applied word op sustainable Natuurlijk. Ja. 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 So ja, nee, dis lekker om te sien hoe dit gebeur en ook dat mense weer teruggaan na natuurlike dyes, na plant dyes om dit weet jou klere te dye wat Ja. Ja. dis 'n proses en alles eindig pink en Ja. En eintlik alles by my eindig altyd in pers op. Want ek daai alles swart en alles word die hele tyd pers. Of navy blou dan sit pers. So, en ek is glad nie met kan van pers nie op die fyn. Ja nee, ek's nog nie op pers nie. Gee vir ons net 'n bietjie hoop. Jy praat nou oor dat dit alles is baie makliker in Nederland en baie van ons is nog in Suid-Afrika en ons grootste luisteraargroep is in Suid-Afrika. Sal jy vir ons 'n bietjie hoop gee van wat jy nog wat is vir jou goed hier en wat jy nou eintlik mis en gedink het ek moes eintlik dit meer waardeer het of as ek nou moet teruggaan gaan ek dit so doen of want die is nog steeds goeie goeders. Ja, ek meen dit is glad nie my bedoeling om 'n dit is vlugteling Nee, glad nie. It's an amazing plek en ek mis Ja. dit daagliks. En daar's 'n kreatiewe spirit daar so wat ek mis hierso. Net 'n Okay. energie veral ek meen ek het in Johannesburg gebly. Daar's 'n energie, daar's so 'n mengsel van mense, van verskillende kulture, van idees. En 'n struggle is 'n goeie plek vir kreatiewe sourcing. Ek Ja. vind die goed wat hier gemaak word is baie beige, baie Scandinavian, baie eenvoudig. Ja. Baie form follows function. Suid-Afrika is loud en kleurvol en layered en nuanced en fabulous. Ja. So, ja, daar is definitief elemente wat ek mis. En dit is Europa is maar 'n bietjie van 'n monoculture op baie maniere. Want ja, daar is antieke verskille, maar almal het nou al so lank saam gelewe dat niemand op iemand se tone trap nie en almal is baie ordentlik. Ja. In Suid-Afrika is daar baie meer van 'n varse energie. Almal het nog hulle identiteit en partymal word dit op 'n onaangename manier oorgedra, maar daar is op conversations wat gebeur. Ek meen, toe ek nog my studio gehad het, was daar verskillende designers uit verskillende agtergronde en hoe verskillende creatives probleme benader en oplos en gesels oor daai mis ek, daai energie, daai wrywing soms, maar dis waar die magic gebeur. Ja. Hoe bemark jy jouself? Jou nulwerklesse en dan nou. Ja, meestal deur Instagram vind ek is nogal 'n goeie platform vir my. Ek word nou gepush om TikTok ook te probeer deur van my Suid-Afrikaanse kontakte, maar we'll get there. En dan word of mouth. Dit is ek meen dit is 'n relatiewe groot stad, maar dit is nog 'n klein dorpie in sy hart hier waar ek bly. En ek dink meeste dis wat ek ook gevind het in Suid-Afrika, die kreatiewe industrie is actually so groot. Baie klein. Dis 2 steps en dan kom jy pretty much by enigiemand anders uit. Ja. So om word of mouth en dit beteken jy moet goeie diens gee elke keer. Ja. Jy moet heeltyd want jy weet nie waar hierdie kontak een kan lei nie. En ek dink dis wat baie jong designers nie besef nie. Hulle dink, I'm going to do it all by myself en ek kan op tone trap en ek kan bridges burn soos wat ek lus kry. Ja. Maar jy kan nie. En jy moet mooi en ordentlik wees. En jy moet wees en jy moet die beste experience gee wat jy kan. En dis wat jy sal promote, dis wat mense sal either terugkom na jou toe of hulle vriendinne bring na jou toe. En dan bou jy jou netwerk stadig en organies. Ja. Ek dink dit is 'n groot misverstand wat jong mense nou het oor dat ons alles op so elektronies doen en met Instagram en alles dat onpersoonlik. Super onpersoonlik en hulle verloor daai basiese kommunikasie
en warmte en veral met ChatGPT wat hulle nie eers 'n sin nou hoef probeer uit te dink nie. So hulle hoef niks uit te dink nie. Hulle hoef nie regtig kontak te maak nie en dan verloor jy dit want op die einde van die dag moet jy jou kliënt, al het ek nou jou op Instagram gesien, gaan ek jy nog steeds met jou moet praat of ek gaan nog steeds die rok moet pas en dan het ek daai gap in om gemaklik te wees met face-to-face kontak, want dit is 'n groot ding wat regtig vir my angswekkend is. Dat dis soos poef en mense sê ek hoef nou nie, weet hulle kruip weg agter 'n skerm en agter 'n image en agter 'n brand en ja, ek dink dis wat met jong mense op die oomblik wat ek sien nogal gebeur en Maar ek ja. dink nie dis net jong mense nie, ek dink is mense ons ouderdom en ouer ook wat ek dink corona is ook gedeeltelik responsible daarvoor. Dat mense wat veilig voel in hulle klein kokonnetjie en hulle nesie en weer half bang is om uit met mense te interact. Ja, en alles is nie online nie. Dit kan nie 100% online gebeur nie. Ja. Ek dink die ou wat homself kan goed handhaaf binne publiek en personal contact hê en goeie woordeskat en homself kan uitdrink organies gaan op die einde van die dag die ou wees wat bo uitkom. Ja, en wat kan mense lees? Wat kan sê, okay, Ja. hierdie persoon wat ek nou mee gesels is Ja. ongelukkig. Wat kan ek doen om dit te verander? Wat kan ek doen om die persoon se needs in ag te neem? Ja, definitief. En dit is baie belangrik. Ja. Hoorie so Isabel, wanneer jy skep, het jy 'n sekere omgewing wat jy vir jouself skep jy in absolute stilte, skep jy met musiek, waarmee wat doen jy om jouself op te saai vir die oomblik? Ek is nou baie lucky hierso met my studio wat so mooi ingerig is, my ateljee. Voorheen het ek soort van 'n kantoorruimte gehuur saam met 'n argitek en 'n onderwyseres wat ons gedeel het en wat dit plat nie persoonlik was nie. Ons nou het ek my lekker space hierso met al my lappe en my naaimasjiene Jy en moet my asseblief ons wys. Ja. ek sal vir julle wys, ja. So wag, laat ek julle hierso saamvat in my studio in. So hier het ek al my lappe en die snootwerkvaring en Dis netjies. nog lappe. En dan af vir my sewing lessons verkoop ek skere en stuff. En dan hierso het ek al my inspirasie op my mure op wat gister gebeur het. En hierdie is my design area hierso met my mannequin en al my bits and pieces. En hierso lig aansit. Ja, so hier het ek bietjie van my klere wat ek verkoop as mense inloop met kuns van my ma op die muur. Mooi. En hierso is my straatjie in Haarlem. Dis pragtig. Lieflik. Kyk aan mooi klere. Ja. Mooi. Venster. So ja, ek meen dit is my creative space hierso. Dis beautiful. Ja. Dis baie inspirerend. Ja, dankie. Ja, ek meen ek het my musiek aan en daar's mense wat verbyloop, soms mense wat inloop. En ek vind ook Het jy rustige agtergrondmusiek maar meestal, met ander woorde. dit hang af van die dag van die week. Ek het dit konversasie gehad met een van my studente die ander dag, soos wat se musiek luister jy? Ek soos hang af, soms is dit folky independent music, soms is dit jazz, soms is dit vir my dogter se musiek wat deurkom. So ja, dit is letterlik wat ek in die dag voor in mood is. Ek vind dit moet iets vreemd sê. Soms is dit de vriendin gehad wat hier inloop, sy word jy nie angstig van die musiek nie. Ek sê ja, maar dit maak 'n gevoel wakker. Dit het tog iets en jy het emosie in musiek nodig. Ja, dit is so. En podcasts, luister jy enige potgoeie wat jy ons kan aanraai of ons deel altyd en dan kan ons iets nuuts luister? Ongelukkig nie iets nie. Meeste van my stuff wat ek doen is om Nederlands te leer. O, goed. Taal. Taal as enigiets interessant. Alhoewel daar is een van Jamila Jamal wat ek geniet. Wat soort van dis meer oor body positivity en sy gesels met interessante mense. Okay. Dis nice. Ja.
Sy het nogal interessante topics wat sy cover. En jy wys nou die mooi kuns van jou maat in die muur, so dit is iets wat Ja. in die familie was, kunstige, Ja. dit is ongelooflik mooi, dit is Lieflik. beautiful. So, lieflik. ja, sy is 'n kunstenaar. So sy doen meestal sketse, het al geverf en ja, dit is definitief iets wat in die familie is. Hoorie so Isabel, dit was so interessant en so ongelooflike groot voorreg om met jou te kom gesels vandag en dat ons 'n stukkie van jou studio kon sien Ja. en net jou brein kon piek. Ja. Baie dankie vir jou tyd en Ja, en mededeelsaamheid Ja. en oopheid en Yes, absoluut. positiewe energie. Dit is Ja. regtig inspirasie. ja. Bly ek dit wees. Ja, Ja, dankie en- vir die uitnodiging. Dit was regtig lekker om met julle te gesels ook. Dit was maak my brein weer wakker. Maniere om aan dinge te dink en is altyd lekker om daai energie te deel met ander creatives. Ja. Wel, ek bly nou nie meer in Johannesburg se kant nie, maar daar was nie 'n oomblik gewees dat ek nie op Highway gery het, dat ek nie gedink het as ek nou hier afdraai by Kyalami gaan ek by jou kan gaan koffie drink nie. So ja, ek moet eerlik wees. Ons mis jou in Suid-Afrika, maar ek wens jou alle sterkte toe en dat jy Nederlands heeltemal onder die knie sal kry, dat die taal nie 'n uitdaging sal wees nie en dat jy Goed sal doen in besigheid. goed sal doen, jou besigheid sal groei en dat jou dogtertjie mooi in jou voetspore sal volg. Of iets makliker kies om te doen. Ons het meer fashion designers nodig. Regtig lekker om met julle te chat. Sukses daar in die Vrystaat. Baie Soos 'n dankie. lekker Ja. Dankie. Mooi dag vir jou Isabel. Dankie. Dankie hoor. Bye. Bye.